vanmôre met Psalm 6 en daarvan vers 3 af. Ontferm U oor my, Here, want ek kwyn weg. Maak my gesond, want my liggaam is uitgeteer. Ek is heeltemal gedaal. Hoe lank nog, Here, voordat U uitkoms gee? Neem my weer onder U sorg, Here, en red my lewe. Help my, want U is getrou. Aan die gemeente van Carletonville, die Here groet elkeen van julle vanmôre en hy skenk aan julle sy genade, sy barmhartigheid en sy vrede. Amen. Daar net twee, so het maak seker sin as die twee saamvat. Ek hoop julle het ook ietsie vanmôre geleer oor gebed. Ek het so vroeër die week doen ek eers die eksperiment en ek het so groot bord gesit en baie mooi gewerk. Gisterand doen ek dit nou weer. En hier flop die hele ding. Ek sê, Vader, nou weet ek nie. Sal ek môre dit weer reg kry? En vanmôre het dit nou mooi reg gekom. So, mens moet nou net aanhou doen wat jy moet doen. Ons staan by Psalm 86. En Psalm 86 is eintlik 'n smeekpsalm. Of daai keer word dit genoem 'n klaagpsalm. Wat praat en is ook 'n smeeking van die Here om te sê, Here, staan my by, help my in my nood en my swaar kry. Voordat ons die psalm lees, kom ons doen net 'n gebed saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanmôre voor U kan wees as 'n gemeente. Baie dankie vir die liefde wat U in ons elkeen se lewe uitstort. Dankie vir U genade en dankie vir U grootheid. Dankie vir hierdie nuwe dag wat U vir ons gee. Dankie Here dat ons kan weet dat ons aan 'n ongelooflike groot God kan vashou deur ons lewe. As ons maar net rondom ons kyk, Here, staan ons in verwondering oor wat U doen. En ons wil vanmôre wil ons ook weer net in verwondering voor U kom staan en aan U al die lof en die eer bring wat U toekom. Dankie dat ons in 'n kerk by mekaar kan kom. Dankie dat ons met vrymoedigheid dat U woord kan saam lees as 'n gemeente en die prediking kan hoor. En dankie Here dat ons net hier kan wees. En ons wil bid vir hulle wat nie kan wees vanmôre nie. Ons dink aan Magda wat in die hospitaal is na operasie. Ons dink aan Lina wat by hulle kinders en by haar dogter is. Ons dink aan Colin wat ook nie lekker voel vanmôre nie. Daar is so baie van ons lidmate wat ons weet baie graag hier sou wees, maar nie hier is nie. Daarom wil ons elkeen van hulle ook aan U opdra. Ons bring aan U die lof en die eer. Gees van God, is ook my gebed vanmôre dat U dit in ons harte sal stil maak, ons gedagtes wat soms so met ons op 'n galop kan gaan, op hol kan loop. Maar Here, dat U ook vanmôre net weer ons gedagtes maar net kan saambring en ons gedagtes maar net kan fokus op U woord. En veral in die tyd waarin ons leef en al die gebeure in ons wêreld ook wat vanmôre vroeg weer gebeur het, is dit so maklik, Here, dat ons kan so bewilderd raak en verwilderd raak deur die wêreld. En dit wat in die wêreld gebeur, dat ons nie vashou aan U nie. Gee ook dat ons in hierdie tye net aan U sal vashou. Ons bring aan U al die lof en die eer. Amen. Psalm 86, vers 1 en verder. 'n gebed van Dawid. Luister tog na my Here, verhoor my gebed, want ek is hulpeloos en arm. Beskerm my, want ek is U troue dienaar. Red my, want U is my God. Op U vertrou ek. Wees my genadig, Here, ek roep die hele dag deur na U. Maak my bly, Here, ek hunker na U. U is goed, Here, U vergewe altyd weer. U is getrou teenoor die wat na U roep om hulp. Luister na my gebed, Here. Gee tog ag op my smeekgebed. Op die dag van my nood roep ek na U. U sal my gebed verhoor. Daar is geen God soos U nie, Here. Niks kan met U werk vergelyk word nie. U het al die nasies gemaak. Hulle sal voor U kom buig, Here, en aan U naam die eer gee.
want U is groot en doen magtige dade. U alleen is God. Leer my U pad, Here, ek wil wandel in die waarheid. Leer my U met toewyding dien. Met my hele hart sal ek U prys, Here my God. U naam altyd eer, want U liefde vir my was groot. Uit die dieptes van die dood het U my gered. Dit is hoe waardige mense wat my aanval. 'n God, 'n bende geweldenaars wat my wil doodmaak. Mense wat met U nie rekening hou nie. Here, U Here is barmhartig en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou. Sien my, U dienaar, van my geboorte af in genade aan. Gee U my tog krag en red my. Maak my 'n voorbeeld van U goedheid, sodat die wat my haat verlees sal moet toesien dat U, Here, my help en vir my uitkoms gee. Ons lees hierdie hele gedeelte of net tot daar dan vanmôre saam. Soos ek nou gesê het, 'n smeekpsalm, ons kan hoor die smeking in die psalmskrywer se stem, die hele gebed op die hele psalm deur. En natuurlik die skrywer van hierdie psalm is Dawid wat amper die helfte van die psalms is geskryf deur Dawid. Party mense sê so 73, ander mense sê 75 en daar is mense wat self sê tot 88 van die psalms is deur Dawid geskryf. En hierdie is 'n tyd wat Dawid die psalm skryf, is 'n tyd waar hy werklike worsteling het, want hy word vervolg. Dit is waarskynlik in die tyd waar Saul vir Dawid besig is om te vervolg. Hulle wil hom doodmaak, want Saul het gehoor dat Dawid gesalf is as koning, en Saul wou nie sy koningskap prysgee nie. En daarom het hy vir Dawid vervolg, en Dawid moes wegkry. Ons ken die geskiedenis van Dawid. So hierdie gedeelte hier, dat ons dink aan hierdie stryd wat binne in Dawid se hart moet wees. Dink nou maar net daaraan. Jy is die gesalfde van die Here, jy is die gesalfde om koning te word, en dan word jy vervolg. En dan is dit maklik dat mense so tyd in verwarring verval en sê, Here, maar wat nou? Ek verstaan nie. U het my uitgekies om koning te wees. U het my uitgekies om hierdie volk vir U bymekaar te maak. Maar wat nou? Hier word ek vervolg deur al hierdie mense. En dan het 'n mens hierdie verwarring in 'n mens se gedagtes. 'n Mens kan amper self sê dat daar ongeloof kan wees. 'n Mens kry dit nie by Dawid in hierdie psalm nie. Dawid begin te sê, luister tog na my Here, verhoor my gebed, want ek is hulpeloos en arm. So hy kom staan voor die Here, en hy pleit by die Here, en hy sê, Here, luister asseblief na my. En hierdie hele gebed is die gebed van 'n hulpelose mens, wat smeek dat die almagtige God in sy hulpeloosheid en in sy omstandighede by hom kan staan. En wie van ons kan nie hierdie gebed meer vir eenself is nie? Wie van ons kan nie onsself in die skoene van Dawid amper sit, dat nie alweer moeilike tye in ons lewe was, en waar man net voor die Here kom staan en sê, Here, help my asseblief. Here, hier is ek, maar kom neem my in U hande, kom neem hierdie omstandighede waarbinne ek is, kom neem dit in U hande. Here, kom staan my by. En dit is die hulpgeroep van Dawid hier, luister tog na my Here, verhoor my gebed. Later in die psalm kan mense dit amper vir jou verstaan, asof Dawid hierdie gebed nie net een keer gebid het nie, maar amper asof hy dit deurgangs gebid het, of hy dit voortdurend gebid het, of hy dit aanhoudend gebid het, dat die Here net moet ingryp in sy lewe en hierdie omstandighede moet verander. So dit was nie maar net 'n eenmalige gebed nie. Mens kan amper sê dat Dawid was half hier in stryd met die Here gewees, nie in 'n beledige manier nie, maar hy was besig om vir die Here te vra, luister tog na my. 'n Mens sou amper wou hoor so half 'n desperaatheid
in die stem van Dawid om te sê, Here, ek bid elke dag tot U. Waarom verhoor U nie my gebed nie? Hoor tog net, luister tog net as ek tot U bid. U tree in vir my. En hy bid dat die Here hom moet bewaar. Hy sê, beskerm my, want ek is die troue dienaar, daar in vers 2. Wees my genadig, Here, daar in vers 3. Later sê hy weer in vers 6, luister na my gebed, Here, gee tog ag op my smeekgebed. Op die dag van my dood roep ek na U. So ons hoor dat hy bid dat die Here hom sal bewaar en dat die Here hom sal beskerm teen sy vyande en teen die mense wat optree teenoor hom. Hy kom bely ook in hierdie gebede, kom hy 'n paar keer wat hy sê, U my God, red U dienaar wat op U vertrou. So hy sê telkens in hierdie Psalm ook dat hy sy vertroue stel in die Here. Amper sluit aan by wat ons vanoggend gesê het vir die kinders rondom geloof. Dat 'n mens kom in geloof, 'n mens bid in geloof. En hier is 'n gebed waar Paulus in geloof voor die Here kom staan en sê, Here, ek bid tot U. Raak my aan. Luister na my. Verander my lewe, want ek vertrou op U. Ek stel my vertroue op U elke dag. Hy bid dat die Here hom sal genadig wees. Wees my genadig, Here, want ek roep die hele dag na U. Nie net vir 'n kort tydjie nie net vir 'n paar oomblikke nie, net vir een keer in sy lewe nie, maar hy is daagliks op soek na die Here se teenwoordigheid en die beskerming van die Here in sy lewe. En dan vra hy ook dat die Here sy omstandighede sal verander. Hy sê, Here, maak my weer bly. Geef my weer blydskap in my lewe. Ek ervaar nou die swaar kry, ek ervaar die straf en die lyding, ek ervaar die vervolging, maar kom U Here, en kom, gee weer blydskap in my lewe. En dan vra hy ook vir die Here, maak U begeertes aan my bekend. Kom wys my weer, kom lei my weer. Hy kom praat ook baie vir ons en hy kom wys vir ons in die Psalm oor die karaktereienskappe van die Here. Hy sê daar in vers 2, want U is my God. En daai woord wat hy daar gebruik, verwys eintlik na die verbondsgod. Hy is nie net Here nie, hy is God. En dit verwys terug na die verbondskarakter, om te sê dat waar die Here gesê het, ek sal vir jou 'n God wees en jy moet my volk wees. En dan verwys hy weer terug daarna en sê, Here, ek is 'n verbondskind. Ek sê Jood, ek sê Israeliet, ek is die een wat gesalf is om koning te wees. Here, herinner U verbond, onthou U verbond, want U is 'n God, my God, die verbondsgod. Hy sê later, sê hy, die Here is 'n genadige God. Die Here is 'n God wat vergewe, die Here is 'n God van vergifnis. Dink maar terug aan Exodus, waar die Here vir ons sê, ek reken die sondes van die vaders toe aan die kinders tot in die hoeveelste geslag? Die 3de of die 4de geslag. Maar ek bewys my liefde tot in die 1000ste geslag. So die Here kom, hy bring amper weer hierdie verstaan van God, as 'n God wat 'n genadige en 'n liefdevolle God is, bring hy weer vir ons terug. Selfs in die Nuwe Testament, as jy Johannes 3 vers 16 en 17 en veral 17 lees, wat sê, ek het nie gekom om te veroordeel nie, maar om te red. Sien ons dat God se koms, Jesus se koms selfs in die Nuwe Testament, was nie om te oordeel nie, maar was om die redding, die verlossing te bring. En Dawid kom bevestig het weer eens in hierdie Psalm om te sê, Here, ek weet U is 'n genadige God. Vers 3, wees my genadig, Here. Hoekom kan hy vir die Here vra, wees my genadig? Want God is 'n genadige God. Hy sê, ek op U vertroue. Hoekom? Want hy weet God is geloofwaardig. En God is betroubaar. God kan. En
sal sy gebed verhoor. Hy kan in vers 4 sê, maak my bly, Here, want hy weet dat die Here vir ons sê, in hom is daar blydskap. Laat my amper dink as ek Dawid vir Paulus geken het, of Paulus 'n briewe al gelees het, nie dat dit kan gebeur nie. Dawid is 'n paar honderd jaar voor Paulus gelees. Maar as 'n mens dink dat hierdie woorde van ons sê, maak my weer bly, dan is 'n mens dink daar in Filippense 4, wat die Here vir ons sê, of Paulus vir ons sê, wees bly in die Here, ek herhaal, wees altyd bly. Maak nie saak wat jou omstandighede is, maak nie saak wat gebeur is nie, jy kan bly wees in die Here. Hy praat van die magtige dade, as jy mens verder gaan, vers 10, want U is groot, U doen magtige dade. So hy praat nie net van dit wat wie die Here is nie, maar hy praat ook van wat die Here doen. Die Here kan magtige dade doen en die Here doen magtige dade. En dan die belydenis wat hy ook daar het in vers 10, U alleen is God. Bring ons weer terug ook by Eksodus 20, wat die Here vir ons sê, luister Israel, daar is net een Here. Ek is die enigste Here. Jy mag naas my geen ander God, geen ander gesnede beeld in jou lewe hê nie. So Dawid kom bring dit ook weer voor die Here en sê, U alleen is God, daar is geen ander God, daar is geen ander hoop vir my nie. Ek kan alleen op U vertrou. So Dawid praat met ons in hierdie psalm en in sy smeking sê hy vir ons eintlik wie God is en waarom ek en jy ook op God kan vertrou. Die God wat alleen God is, die magtige God wat magtige dade doen, die God wat na ons luister, die God wat vir ons omgee, die God wat vir ons sorg, die God wat genadig en barmhartig is. En dis die Here wat hy ons kom bekendstel in hierdie psalm, en daarom sê hy, vertrou ek op die Here, want ek sien hierdie karaktereienskappe van die Here, en ek sien dit in geen ander God raak nie, ek sien dit alleen in my God raak, en daarom die Here kom staan ek voor U, en pleit ek by U, luister na my, hoor my gebed, want ek weet, U is al hierdie dinge, en daarom kan ek op U vertrou. Maar dis nie wat Dawid ophou nie. Dawid gaan verder, en dan vra hy ook vir die Here leiding. Dan vers 11, sê hy, leer my U pad, Here, ek wil wandel in die waarheid, leer my U met toewyding dien. Met my hele hart sal ek U prys. So hy kom staan dit vir die Here, en hy sê vir die Here, Here, ek weet nie wat moet ek doen nie, ek weet nie waarheen om te gaan nie, maar ek weet dat U my die pad sal wys. Dit laat mens dink aan wat ons gesê het verlede week met Psalm 1. Waarom moet 'n jong mens sy pad suiwer, dan weet dit daar na die woord van die Here. Om weer by daai punt te kom wat Dawid ook vir die Here sê, Here, ek weet nie watter pad om te loop nie. Ek is nie seker waarheen my lewe lei nie. U het my gesalf, U het my geroep, U het my roeping gegee, en dit lyk nie of dit gaan gebeur op die oomblik nie, maar Here, ek bid tot U, dat U my die leiding sal gee, dat U my sal kom leer om U wil te doen, en leer wat U wil is vir my lewe. En dit is ook 'n gebed wat ek en jy elke dag in ons lewe kan bid, en sê, Here, leer my U wil. Ek weet nie wat om in hierdie dag te doen nie, ek weet nie wat hierdie dag met my gaan gebeur nie, maar leer my U wil, sodat ek sal doen wat U van my vra. Maak U wil aan my bekend, maak my roeping aan my bekend, sodat ek kan doen wat die Here wil hê ek moet doen. En dan gaan hy verder in hierdie gedeelte om te sê, nie alleen vra ek vir die leiding van die Here, maar hy sê ook wat sy doel in die lewe is. Leer my U wil, leer my U pad, Here, ek wil wandel in die waarheid, leer my U met toewyding dien. So dis nie maar net, Here, ek wil U vandag dien, omdat ek nou in nood is nie, ek het nou 'n oomblik van nood in my lewe nie, en dan weet ons mos maar as mense in 'n oomblik van nood is, dan gryp ons na die Here, maar as dit goed gaan met ons, dan vergeet ons van die Here. Dawid sê, nee Here, ek wil nie net in hierdie oomblik van nood op die pad wandel, ek wil my toewyding dien, vir die res van my lewe, ek wil myself aan U toewy, sodat ek vir altyd U sal dien. So vir Dawid gaan dit nie net oor die hier en die nou, die onbliklike nie, maar hy het ook 'n toekomsvisie vir wat môre en oormôre en die dag daarna gaan gebeur.
Vers 12. Met my hele hart sal ek U prys, Here my God. U naam altyd eer. So dit gaan vir hom daaroor dat dit 'n lewenswyse word in sy lewe, waarin hy die Here sal dien en sal aanbid en die naam van die Here sal groot maak deur sy hele lewe deur. Nie net vir die oomblik, maar dat hy sal voortgaan daarmee. En dit is iets wat die Here alleen vir jou en my kan leer. Dit is nie iets wat ons uit ons eie kan doen en verstaan nie, maar wanneer ons kom stil staan by die Here, dan leer die Here dit vir ons. Die woord wat hy hier gebruik is eintlik die woord wat sê onverdeeld. 'n heel of 'n eenheid. Dit is die Hebreëse woord jagat. En dit beteken dat ek nie verdeeld sal wees in my toewyding nie. Dat ek my sal heelhartig in my hele wese op U sal toespits. Dat ek met my alles U sal dien. Onverdeeld, onverdeelde aandag, maar dat ek voluit vir U sal leef. Met my hele hart, met alles wat ek is. Dit sluit amper aan by wat ons hoor by die samevatting van die wet wat Jesus vir ons gee. Ek moet die Here my God lief hê met my hele hart, my hele siel, my hele verstand, met al my krag. Heelhartig, 'n eenheid, in volheid. Daar's nie 'n deel van my wat God nie moet lief hê nie. Daar's nie 'n deel van my wat God nie moet dien en God nie moet eer nie. So Dawid lê amper die woorde van Jesus later in sy mond as hy vir ons in Johannes en in Matteus en Lukas die nuwe wet gee, die nuwe opdrag gee om te sê julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief gehad het. Hy bely ook weer hier om te sê dat die troue liefde van die Here is groot, daar in vers 13. Want U liefde vir my was groot, uit die dieptes van die dood het U my gered. U liefde vir my was groot, uit die dieptes van die dood het U my gered. En ons weet dit het veral waar geword vir die Here, ook in die Nuwe Testament, ook met Jesus wat vir ons aan die kruis gesterf het, waar hy ons regtig werklik uit die dieptes van die dood kon vrymaak het, want hy het self ter helle neergedaal. Hy het self om in ons skoene, in ons plek ontstaan en vir ons die ewige lewe gekry. So hierdie Psalm is ook amper half so 'n vooruitwysing na dit wat die Here vir ons kom doen het, wat Jesus die betroubare diensknegt vir ons kom doen het, die lam van God vir jou en my kom doen het. Ons sien hier ook dat hy praat van hoe lyk sy vyande. Want vers 14, dis hoogwaardige mense, dit is hooghartige mense, dit is mense vol trots, wat nie voor die Here staan. Hulle is geweldenaars, hulle wil hom doodmaak, hulle hou nie rekening met God nie, hulle neem God nie in ag nie. Jy kan amper sê, dis mense wat God nie ken nie. En dis die mense teen wie hy te staan kom, maar te midde daarvan kom hy weer, al sê hy, dis die mense, dis my vyande, hou ek vas aan die Here, want ek weet U is groter as hulle. Dan sê hy weer in vers 15, Here, U is 'n barmhartige en genadige God. Hier kom hy weer terug na die karaktereienskappe van die Here, wat hy weer sê, maar ek weet, Here, U is barmhartig en genadig, daarom sal U my red. U is lankmoedig, vol liefde en trou, en U sien my raak. Nou, daai lankmoedig is interessant. Die Hebreëus vir lankmoedig is eintlik lank van neus. Nou, ek weet nie of dit 'n uitdrukking was, ek het probeer om dit te sien waarom dit so is, maar dit lyk my, as jy lankmoedig is, dan word jy nie gou kwaad nie. Ek weet nie of hulle nou in die Hebreëse idioom was daar dalk 'n idioom gewees, jy moet lank van neus wees nie. Ek het probeer om dit op te soek, maar kon nie iets daaroor kry nie. Maar die woord wat daar gebruik word is eintlik lank van neus, lankmoedig. Jy moet nie gou kwaad word nie. Jy moet nie gou gefrustreerd word met die wêreld rondom jou nie. Hy sê, Here, U is lankmoedig. U word nie gou kwaad nie. Maar ons weet as die Here kwaad word, dan straf hy ook nie. So, Here, U is barmhartig, U is genadig, U is lankmoedig, U is vol liefde en U is vol trou. So hy kom weer terug by die karaktereienskappe van die Here om te sê, in hierdie wêreld waar ek leef, met al hierdie dinge wat gebeur, met vyande wat teen my is, hulle wil my doodmaak, maar Here, ek weet, ek kan op U vertrou, want U is genadig en U sal my genadig wees.
U is barmhartig en ek sal die barmhartigheid ervaar. U is lankmoedig en U sal nie vir my kwaad raak, al vra ek elke dag vir U dieselfde dinge, oor en oor en oor. U sal nie kwaad word nie, want U is lankmoedig en U is vol liefde en trou. En dan sluit die Psalm af weer met hierdie gebed vir hom. Sien my, U dienaar van my geboorte af, in U genade aan. Gee my tog krag en red my. Daai woord my 'n dienaar van my geboorte af, dit laat mens amper dink op Psalm 139 waar hy sê, U het my eintlik al voor my geboorte geken, in die moederskoot het U my aan mekaar gewees. U het alreeds my geken en geweet dat ek gaan doen voor my geboorte. En hier bring hy weer daai selfde gedagte, van my geboorte af was ek die dienaar gewees. Gee tog my krag en red my. Maak my 'n voorbeeld van U goedheid, sodat die wat my haat verlees sal moet staan, dat U Here my help en vir my 'n uitkoms gee. En waarom bid hy dit? Hy bid dit dat die Here sy vyande sal verdelg, dat hy hulle sal uitwis. Hy sê, U maak my 'n voorbeeld vir die wêreld van U liefde, sodat hulle eintlik skaam sal staan om te dink dat hulle my vervolg het, want U getroue dienaar is. En baie keer wil 'n mens iets in vergelding doen, maar Dawid bid hierdie gebed nie in vergelding nie. Hy bid dat die Here hom sal help, sodat hy 'n voorbeeld kan wees in sy lewe, in sy optrede vir die wêreld, om te sien wie en wat God is. Dat God wel 'n barmhartige God is, genadige God, vol liefde, betroubaar en getrou is in elkeen van ons lewe. So ons kan so baie leer uit hierdie Psalm uit, van nie alleen van Dawid nie, maar van die Here, en hoe die Here met ons elkeen 'n pad stap, en dat hy vir ons ook in sy liefde, genade en barmhartigheid elke dag in ons lewe dra. Beteken ook dat ons maar vir die Here aanhoudend kan bid. As daar iets in ons lewe is, kan ons maar voortdurend vir die Here vra. Ons kan maar elke dag vir die Here vra. As daar iets is wat ons in ons harte weet, die wil van die Here is, kan ons ook volhard in ons gebed. En wanneer ons so vir die Here bid, moet ons ook vir die Here vra om vir ons die krag te gee om hom met toewyding te kan aanbid en bedien met ons hele lewe, elke dag in die res van ons lewe. En dat dit nie net vir die oomblik is nie, maar dat dit voortdurend is, vir altyd is. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir vanmôre, dankie vir hierdie Psalm wat U vir ons gee, en dat ons weet, Here, U is 'n liefdevolle, genadige, barmhartige God, wat na ons elkeen omsien. Dis my gebed vanmôre, Here, dat U elkeen van ons hier in die gemeente sal aanraak, maar ook vir hulle wat nie hier kan wees nie. Ons dink aan so baie van ons lidmate wat siek is by die huis, of in hospitale, of by familielede wat siek is. Daar is vanmôre, Here, dat U met elkeen van ons gemeente sal wees, en dat U vir ons elkeen aan die hand sal neem. Ons wil vir ons gemeente aan U opdra, die beplannings wat ons het, die projekte wat ons doen. Here, daar is so baie dinge waarvoor ons vanmôre voor U kan kom neerbuig, en kan sê, Here, ons bid vir U genade. Here, ek wil bid vir die wêreld waarin ons leef op die oomblik. Ek wil bid vir ons leiers, die leiers oor die wêreld heen, dat besluite wat geneem word, Here, ook geneem sal word in afhanklikheid van U. Ek wil bid dat leiers weer by U sal kom vashou, soos Dawid by U kom stilstaan, en dat hulle, die leiers in die wêreld ook U sal ontmoet in hulle lewe en ontdek in hulle lewe, en geen besluite geneem sal word wat nie werklik deur U gelei is nie. En dat ons ook soos Dawid sal kom bid, Here, leer my om op die regte pad te wandel. Dat ons elke dag die regte besluite sal neem, die regte dinge sal doen. En bo alles, Here, maak ons voorbeelde vir die wêreld hier buite van U liefde, van die God wat ons aanbid, sy omgee, sy liefde, sy versorging, sy barmhartigheid, sy genade, en dat die wêreld dit elke dag in my en in elkeen van ons as gemeente se lewens sal kan sien. Ons bring aan U die lof en die eer en die aanbidding. Amen. Kom ons ontvang die seën van die Here vanmôre, en ons gaan
hierdie week in ons weet, ons leef in die liefde en die barmhartigheid en genade van die Here elke dag. In 2 Petrus 3 vers 18 groet Petrus die gemeente soos volg: Sorg daarin teen dat julle steeds toeneem in genade en kennis van ons Here en Verlosser Jesus Christus. Aan hom behoort die heerlikheid nou tot in alle ewigheid. Amen.